Welkom by vandag se les oor databasisbeperkings. In hierdie sessie sal ons ondersoek hoe beperkings help om data-integriteit, konsekwentheid en betroubaarheid binne databasisstelsels te handhaaf. Jy sal leer wat beperkings is, die verskillende tipes wat algemeen gebruik word, soos primêre sleutels, buitelandse sleutels, uniek, nie nul, kontroleer en verstek, en voorbeelde sien van hoe hulle in sal geïmplementeer word. Teen die einde van hierdie video sal jy verstaan hoe beperkings verseker dat jou data akkuraat, betekenisvol en foutloos bly. Die definisie van beperkings is dat hulle reëls op databasiskolomme of tabelle afdwing om akkurate en betekenisvolle data te handhaaf. Kom ons kyk na die algemene tipes beperkings wat in databasisse gebruik word. 'n Primêre sleutelbeperking identifiseer elke ry in 'n tabel uniek en verseker dat geen twee rekords dieselfde identifiseerder deel nie. 'n Buitelandse sleutelbeperking verseker dat 'n waarde in een tabel ooreenstem met 'n waarde in 'n ander tabel, wat help om verwysingsintegriteit oor die database te handhaaf. Die unieke beperking maak seker dat alle waardes binne 'n spesifieke kolom onderskeidend is, wat duplikate voorkom. Nie-nul beperking verhoed dat nul of ontbrekende waardes in 'n kolom ingevoer word en verseker dat belangrike data nie leeggelaat word nie. Die kontrolebeperking dwing spesifieke voorwaardes af op die waardes in 'n kolom, byvoorbeeld, om seker te maak dat 'n ouderdomswaarde groter as of gelyk aan 16 is. 'n Standaardbeperking verskaf outomaties 'n waarde vir 'n kolom indien geen ander waarde tydens data-invoer gespesifiseer word nie. Kom ons kyk nou na 'n paar implementeringsvoorbeelde van beperkings in SAL. Tydens die skep van tabelle kan beperkings direk binne die skoolstelling bygevoeg word, byvoorbeeld, wanneer 'n studentetabel met primêre sleutel, nie nul, kontrole en unieke beperkings geskep word. 'n Beperking kan ook by 'n bestaande tabel gevoeg word deur 'n altertable opdrag, byvoorbeeld, die byvoeging van 'n buitelandse sleutelbeperking wat koppel 'n student se klasit aan die klasit in die klassetabel. Laastens, kom ons ondersoek die voordele van beperkings. Beperkings help om data-akkuraatheid en konsekwentheid te verseker deur reëls af te dwing wat geldige en betroubare inligting handhaaf. Hulle voorkom ook foute wat veroorsaak word deur ongeldige data-invoer, wat die kanse op verkeerde of onvolledige rekords verminder. En laastens ondersteun beperkings relasionele integriteit oor tabelle heen, wat verhoudings tussen data stabiel en betroubaar hou. En dit bring ons by die einde van ons sessie oor databasisbeperkings. Ons het gesien hoe beperkings as reëls optree wat die kwaliteit en konsekwentheid van data beskerm, van die definisie van primêre sleutels tot die afdwinging van buitelandse sleutelverhoudings. Onthou, of dit nou tydens die skep van tabelle toegepas word of later bygevoeg word, beperkings is noodsaaklike instrumente vir die afdwinging van besigheidsreëls en die handhawing van databasisintegriteit. Dankie vir die kyk en sien jou in die volgende les.